Goeiemôre broers en susters. Ek hoop en bid dit gaan met jou baie goed. Dit is Moedersdag. Dit is Moedersdag, lyk my reg oor die wêreld, maar dit is eintlik elke dag Moedersdag. Want ons het ons moeders elke dag so nodig. Ons het hulle so lief. Ons is so afhanklik van hulle. En hulle het ons ook so lief. En ons vier vandag hulle lewens en hulle bydraes en hulle rol. Ons praat nie net van ons mammas, ons praat ook van ons oumas. Ons praat van ons ouers, man. Maar die tema van môre draai rondom die verhaal, die ware verhaal van Hanna, waarvan ons lees in 1 Samuel 1. Maar kom ons praat 'n keer sommer oor ouerskap en hoe ons werk met die gawes wat God vir ons gee. So die tema vandag is: wees 'n ongewone ouer met buitengewone seën. Wees 'n ongewone ouer met buitengewone resultate. Ons lees van 'n vrou met die naam van Hanna. En ons lees van haar daar in 1 Samuel 1 van haar smart, van haar trane, van haar hartseer, van haar gebrokenheid, waarmee sy na die Here toe gaan. Waarmee sy tempel toe gaan om vir die Here gaan kniel en in haar gebed vir die Here vra, sy was asseblief net 'n kind hê, 'n spesifieke seentjie hê. En dan lees ons daarvan by 1 Samuel 1 vanaf vers 9. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let, en in my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en my aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. As 'n teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat. Net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink dat sy dronk is. Hy sê toe vir haar: hoe lank wil jy dronk bly? Loop en word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dit is oor my groot smart, oor my groot leed, dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: mag dit vir my wees soos U sê. Dan lees ons by vers 20. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: sy naam is Samuel. Want dit beteken: van die Here het ek hom afgesmeek. Dan lees ons weer vers 24. Sy het hom toe gespeen. Toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kg meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana hulle die bul geslag en die seun na Eli toe gebring, en Hanna het gesê: ekskuus meneer, U sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by U gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid. En die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, die Here het ek hierdie kind afgesmeek, en nou het hy sy lewe lank, en nou sal hy sy hele lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Toe het hulle die Here daaraan bid.
Wat 'n pragtige stuk geskiedenis. Wat 'n wonderlike verhaal is dit. Hanna, die ongewone vrou. 'n Vrou wat haar vertroue in God stel. Haar hartseer, haar trane, haar verlange, haar ongelukkigheid dryf haar nie van God af weg nie. Hoor mooi, haar hartseer en haar verlange en haar nood dring haar juis na God toe. Sy hardloop met haar nood juis na God toe en sy volhard in die gebed. En dan, as die Here en wanneer die Here haar gebed verhoor en haar seën, gee sy hierdie kosbaarste besitting van haar. Hierdie grootste begeerte van haar hartse punt, haar enigste kind vir die Here terug. En sy sê, sy noem hom Samuel. God het my gebede verhoor. Hanna leer ons, gaan na God toe met jou teleurstellings. Gaan na God toe met dit wat jou pla. Gaan na God toe met jou trane. Gaan na God toe met jou leë hart, met jou leë plekke. Sy leer ons dat gebed die veiligste plek is waar daar is. Dat gebed, 'n gesprek met God, die veiligste omgewing is waarin ek my leed, in my hartseer, my trane kan uitstort. Dis die sterkste, veiligste, beste plek om heen te gaan in jou leegheid. Leer dit vandag by Hanna. Die pappas moet dit ook leer en die mammas. Maak jou breekpunt. Wanneer jy by breekpunt kom, maak dit jou bidpunt. Om te bid en te bid en te bid. En jy sal nie breek nie. Hanna, die ongewone vrou, maak 'n buitengewone belofte aan God. Ons lees daar by vers 11. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as jy tog op my ellende wou let en aan u, aan my, u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee. En as teken daarvan sal ek nie sy hare afskeer nie. Jy kan vra. Jy kan met God praat. Die vraag is, jy kan dalk vra wat na hierdie boodskap luister. Kan mens met God onderhandel? Kan mens met God baken? Kan mens met God armdruk? Kan mens God se arm draai? Kan jy God probeer ompraat of omkoop? Hoor mooi, en luister mooi wat gebeur hierso. Kyk, let mooi op wat hier gebeur. Hanna se belofte klink anders as wat mens baie keer by gewone mense hoor. Mense sê baie keer, as jy vir die Here gee, sal hy vir jou gee. As jy vir die Here saai, sal jy oes. As jy vir die Here gee, sal hy sy seën vir jou gee. Dit kan wees. Dat staan ook in die Bybel. Maar God hoef ook nie. Want God is soewerein. God doen wat hy wil. As jy die seën van die Here ontvang vir iets wat jy vir hom gesaai het, en onverdiende guns alleen. Dis onverdiende genade alleen. Dis nie uit jou verdienste uit nie. Dis nie omdat jy God gebraai het nie. Dis nie omdat jy God omgepraat het nie. Maar hier is die verskil. Hier is die verskil tussen gewone mense se goedkoop bargaining met God en hierdie ongewone vrou Hanna se gesprek met God. Sy gee haar kind, haar hele kind vir God terug. Sy gee nie 'n dividend of persentasie van die kind vir God terug nie. Sy hou nie 'n arm en 'n been vir haarself en gee die res van die kind vir God nie. Gewone mense,
Hou vas aan die geskenke van God. Hou vas aan die geskenke van God asof dit 'n verdienste is, asof dit hulle toekom. My kind, my geld, my drome, my loopbaan, my studies, my lewe. Hanna, die ongewone vrou, het iets verstaan. Sy het verstaan dat dit wat ek van God ontvang het, is nooit groter en belangriker as God nie. Dit wat ek van God ontvang het, bly God se. Wat ek aan hom moet opdra, waarvoor ek hom altyd erkenning moet gee. Dit wat ek van God ontvang het, beteken nie ek kan God een kant toe skuif nie. Dit wat ek van God ontvang het, kan God nie verdryf of verdring of onnodig of oorbodig verklaar nie. Dit kan God nie afdank nie. Is daar iets in jou lewe wat belangriker vir jou geword het as die God by wie jy dit ontvang het? Is daar iets in jou lewe wat vir jou belangriker geword het as die God by wie jy dit ontvang het? Het ons seëninge van God dalk ons afgode geword? Kyk saam met my na die emosies en die geloof van hierdie ongewone vrou Hanna. Die kind waaroor sy gehuil het. Die kind waarvoor sy gebid het. Die kind wat sy begeer het. Die kind wat sy intens liefhet, sit sy terug in die hande van die God wat die kind vir haar gegee het. Geloof is nie net om van God te ontvang nie, maar geloof is veral om vir God terug te gee. Geloof is veral om vir God terug te gee. Dis kinders is nie ons besittings nie. Kinders is ons werksopdrag. Kinders is eintlik 'n taak wat die Here vir ons gee. Indien jy en ek vandag Hanna was. Indien ek en jy vandag Hanna was, sou ons gehuil het. Ek is aangedaan as ek net dink aan as ek Hanna was. Hoe sou ek gehuil het van blydskap, van geluk en van trots en van dankbaarheid. Want hoe sou jy voel? Hoe sou jy voel as jy jou seun wat jy jou dogter wat jy vir die Here gee, wat jy in die Here se hande sit. As jy hoor en sien, hy's 'n man na God se hart. As jy sien, hy het een van die grootste geloofsleiers van alle tye geword. Hy het soveel invloed gehad dat hy konings kon aanstel. Dat hy betrokke was tot daar. Dat 25 hoofstukke in die Heilige Skrif aan my kind wat ek vir die Here gee, sy lewe gewy word, sy lewe te beskryf. Dat selfs 2 Bybelboeke, 1 Samuel en 2 Samuel met 55 hoofstukke my kind se naam dra. Dat mense deur sy voorbeeld of deur haar voorbeeld van hierdie kind wat ek vir die Here gegee het, wat ek in die Here opgedra het, wat ek in die Here se hande neergesit het. Dat deur my kind se voorbeeld is baie mense gered. Het baie mense tot geloof gekom, het dit baie mense se lewens verander. En dan lees ons daarby 1 Samuel 25 vers 1. Hoe voel dit vir hierdie ma? Hoe moet dit wees vir jou as die volgende woorde wanneer hierdie kind vir jou te sterwe kom in die woord van die Here staan of oor jou kind gesê word? Daar staan by 1 Samuel 25 vers 1. Samuel is oorlede. En die hele Israel het bymekaar gekom en gehuil en gerou oor Samuel. Mooi nie. Hanna
het haar klein seentjie na God toe gebring. En hy het 'n geloofsreis geword. Wat aan God oorhandig word, wat in God se hande geplaas word, word nooit kleiner nie. Dit word groter en groter en meer. Dink maar aan die seentjie wat op 'n dag by Here gekom het en alles wat hy gehad het, sy 2 visse, sy 5 broodjies in Jesus Christus se hande neergesit het. En Jesus Christus het dit meer en meer gemaak, so die oorskiet uiteindelik meer was as die begin. Jou gebede, jou offers, jou getrouheid, jou ongewone vertrou in God mag 'n ewige invloed hê op mense nou en op mense in geslagte na jou en ook na jou kind se lewe. Wat jy miskien nou sal sien nie, maar eendag wel in die hemel sal ontmoet. Mag die Here vir jou seën. Sluit op jou boodskap vanmôre af of vandag af en lees dan 1 Samuel 2, daai pragtige gebed van Hanna. Here, baie dankie vir moederskap. Baie dankie vir vaderskap. Dankie vir ouerskap. Ons dankie vir die lewe. Ons dankie vir hierdie mense wat ons aan U opdra. Mense wat my gelei het en my in Here se hande neergesit het. Here, ons sê vir U dankie vir ons ouers en ons grootouers. En ons bid net dat U vir ons sal seën in ons verhouding met U. Dat ons voorbeeld van ons moeders en ons vaders ons sal bybly vir ewig. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Seën vir jou. Ons praat weer. Totsiens.